Hallo, ek is Bouwer Bosch, ek is in Bloemfontein vandag vir 'n show hier by Hoërskool Sentraal saam met Caroline van Jaarsveld en Adam. Welkom, ja. Dankie. Welkom Bouwer hier so by Bloemfontein. Ek sien baie, dankie om hier te wees. Dankie, dis 'n groot voorreg om vir Bouwer hier te hê vandag. Dankie julle. Bouwer, ek wil vir jou eerstens vra, my eerste vraagie aan jou is, ons weet nou baie mense assosieer jou maar nou, ek weet mense bring dit op met straatlig kinders en die sukses van straatlig kinders en dit het regtig 'n pad oopgemaak vir soveel musikante en kunstenaars daarna. Nou, nou sal jy nou sê, voel jy nog steeds half geheg aan daardie ou Bouwer of voel jy daai ou, ek noem dit maar die ou Bouwer van straatlig kinders, het dit al 'n invloed op jou musiek wat jy vandag doen? Ja, ek dink die vreemde ding van om te skryf en om musiek te maak is, jy groei as 'n mens. Ek meen, jy hou nie van dieselfde musiek of dieselfde klere ewen van wat jy gehou het toe jy like 13 jaar oud was nie. Ek meen, jy het definitief so aangetrek toe jy 13 was nie. So, mens groei in alle vorme van jou lewe. So, as ek terugdink aan die straatligkinders tye, was dit van die beste tye van my lewe, maar like deesdae as ek van die lirieke lees, dan sê ek so, wow, dit was so amazing tyd vir my, maar ek kan nie meer met baie van die goed assosieer nie, want ek het gegroei as 'n mens. Ek het my opinies verander, ek voel dalk nie meer so nie, of sterker oor 'n ding, of ek stry ewen met myself van daai tyd. En ek dink dis die mooi ding van skryf en die kunste is dat jy groei binne dit, jy groei binne jou skepings, noem dit wat jy wil. En so ek eerlikwaar mis nie regtig die geskreeery nie. Ek dink dit was 'n amazing tyd, maar ek voel as ek deesdae doen is voel ek soos 'n loser as ek dit doen. Maar ek dink ek sal vir altyd dankbaar wees vir dit. Dit was definitief die begin van alles vir my. Ek het geleer hoe om musiek te maak, ek het geleer hoe om saam met ander musikante musiek te maak. So ek dink al invloed wat ek nog deesdae intrek van die straatligkinders daar is, maar net steeds die eerlikheid en die rouheid en die aanslag tot my lirieke en die manier hoe ek maar sing ook. Ek het nie, niks het verander in terme van daai tyd, ek skree net nie meer nie, maar ek probeer nog steeds oor dieselfde topic skryf en ek probeer steeds, ek dink is minder emo as daai tyd, want ek het my ouer geraak en jy maak vrede met klomp goed in jou lewe. Maar dit was verseker van die beste tye van my lewe en ek sal vir altyd dankbaar wees vir dit. Ja, dit was 'n awesome tyd. Ja, dit was, lekker MK daar. Ja, dit was die begin van klomp. Klomp, ek meen Frans en Coke het daai ook begin, Glaskas, like, dit was 'n hele movement wat kan Is daar 'n moontlikheid dat jy dalk dat vandag se Bouwer sal teruggaan na die straatlig dans? So ek dink definitief like straatligkinders is glad nie like permanent verby of nie. Ons het maar net gevoel like ek wil nog altyd TV en movie stuff aanpak en dit vat flink baie tyd en energie om jou lewe in so iets in te gooi. En ek het getrou en Benny het getrou, so die lewe happen. Waar ander goed kan of belangriker raak en ons het nie bitter geraak deur musiek of iets, dis net ander goed het kan of belangriker geraak. So ons het 'n great tyd gehad en dit gaan maar oor wat jy met jou lewe op wil doen, maar ek dink iemand soos Frans van Coke is 'n great voorbeeld en dis sy passie is 100% musiek en dis hoekom hy dit so ongelooflik goed doen en om kind of net dit doen, want dis wat hy wil doen, maar ek wil like TV maak en ek wil movies doen en ek wil skryf en bietjie comedy, so dis weird, like ek dink ons wil maar net kind of ander goed ook aanpak in ons lewe. Ja. Bouwer, jy's ook regtig, jy's maar ambassadeur vir baie, hoe kan ek sê, sieninge en standpunte en ek weet jy's baie gesproke oor jou Christendom en jy praat daaroor en natuurlik liefdadigheidsorganisasies soos onder andere Liefde Wen. Wil jy bietjie vertel van Liefde Wen? Ja, so Liefde Wen is iets wat ek begin het toe ek 'n student was, 10 jaar terug en die plan was maar net om like bietjie van, ek wil net sê ek het klerereeks, ek het maar net die naam gekoppel aan al die straatligkinders hemde en op 'n CD gesit en die vriendin saam wie ek begin het destyds, like sy wou kind of like 'n organisasie wat projekte goed doen en dit het toe later kind of dit geraak, maar dis 'n vreemde ding. Ek het nooit gedink dit sal wees wat dit is vandag nie. Is amazing om te sien hoe mense hardloop dit, mense tattoo dit op hulle lywe, mense maak hulle eie as Liefde Wen koeke, verjaarsdagboeke, like mense doen dit hulle eie ding en dit is amazing dat die movement aansteeklik is en ander mense hardloop dit. Dis definitief 'n ding wat ek voel. Ons kan meer projekte doen. Die hele plan is om meer projekte te doen want ons verkoop klere en staf en die gelde gebruik ons vir projekte, maar dis maar baie uitdagend finansiëel en ons het nie al die manpower altyd nie. So Liefde Wen is 'n ongelooflike amazing organisasie en is groot op papier en groot op social media, maar dit kan definitief beter en meer staf doen en ek dink dis een van die ideale van die jaar kan is om meer tyd te maak vir dit en om meer projekte te maak. En ek sê altyd like die wêreld gaan nie verander word deur 'n goeie liedjie of 'n goeie fliek nie, like dit gaan verander word deur mense, stukkende mense en ek dink dis maar kind of die main mission met Liefde Wen is stukkende mense mekaar lief hê.
Ja, ek's mal daai vellies van julle, die liefde vir Ja. vellies. Ja, maar Naiden Huis en sy is kind of a genius agter dit. Sy maak die vellies vir ons. Dis baie Sy's oorspronklik. awesome, ja. En jy is regtig vir my vir opkomende kunstenaars 'n groot inspirasie. En Thanks. kom as ons jou kan vat Bouwer en ons sit hier nou in die skoene van 'n jong opkomende kunstenaar. Hoe sal jy hierdie musiekindustrie vandag aanpak Ja. as jy nou? Ek dink wat vandag se mense makliker het is hulle het soos YouTube is way groter. YouTube en Facebook is way groter as 10 jaar terug. So jy het jou selfoon uit 'n videokamera op, so jy kan makliker ontdek word. Kyk, Refense is 'n goeie voorbeeld. Hy is ontdek deur Facebook met 'n video opgehad. So jy het dit in 'n mate makliker om geraak gesien te word, maar dit is ook baie klatterd. Deesdae, waar destyds toe ons begin het, was daar maar 5 tot 10 bands en as jy een van hulle was, het jy dit gemaak. So ek dink dis eers belangrik om kind of te kyk wat die ander ouens doen en nie dit te doen nie, om anders te wees. En dan ook maar net om nog steeds jouself te wees binne alles, want die awesome ding van elkeen wat eie almal se vingerafdruk is anders. Dit beteken alles gaan anders wees wat jy aanpak. En ek dink as jy kan like true bly tot daai sal jy fine wees. En jou nuwe album hopelik is flipping cool. Baie dankie. Ek's baie trots op dit. Ek waardeer dit. Dis regtig het so 'n ander diverse en so 'n ander kant van jou Ja. raak as jy so amper tipe sagte EDM. Dis regtig so 'n kwaliteit musiek. Ja, dis 'n goeie beskrywing. So Peach van Pletsen, my drummer, hy het die album produce en hy is van Bitreiner af. So hy het ek wou my rouer akustiekklanke inbring steeds en hy wou meer elektronies gaan. So ons het die wêrelde getrou en kind of gekyk wat ons mee kan opkom en ek is baie trots om te sê daar is nie regtig nog ouens wat daai tipe sound het nie. Of dit 'n werk of nie, dis irrelevant, maar dit is net vir my lekker om te gaan, hey, niemand klink soos dit nie en dis great. Wat het jou inspireer? So ek luister baie dansmusiek deesdae, maar nie soos like hits, ek's maar 'n sucker vir die tune op die radio. So baie van Ed Sheeran se goed is my nogal wat sy produced goed is my baie nicer. Jou Martin Garrix. Dis weird, like ek hou maar net deesdae van daai tipe ek weet nie of jy Broods, Kenny Broods en Jared James. Hulle het seker toned down songs met groot elektroniese production. So dis maar daai ding. Ek kyk wat die ouens doen en dan try ek goed doen wat nie hulle doen. Ek try tussen die groot visse swem. Ja. Nou anders, kom ons beweeg 'n bietjie weg van die musiek af. Bouwerpos films. Ja. Het hulle lekker paar musiekvideo's agter die rug Ja. en dan ook kortfilms. Ja, so die main plan is maar om ek hou van stories vertel. En musiek is 'n great vorm van om stories te vertel, maar dit bly musiek. So die musiekvideo ding het maar begin om te kyk om my vriende, ek wil eers net my vriende se video's doen om te kyk of ek kan doen en 'n bietjie stories te vertel en om te act, want jy wil vir jouself werk skep. Dis maar die ander ding. So die music video stuff het amazing begin en ek doen dit nie meer so baie nie, net oor tyd is maar die ander ding, dit vat baie tyd om 'n music video te beplan en te execute. So ek gooi 'n bietjie deesdae my gewig meer agter films in en saam vriende wat amazing skrywers is. Ek kan nog nie films skryf nie. So my vriend Benny Fourie skryf meer die goed en hy help ek produce en ons edit en skiet dit self. Maar dis net 'n great. Dis maar net nog 'n plek waar ek kan stories vertel, dis maar die films, ja. Soos Vuil was goed. Ja. Hy was in 2014 het hy mos kroon as die beste kortfilm Silverskermfees. En is julle nou tans, vertel ons bietjie. So ons het nou klaar geskiet aan Vuil was goed. Ons het letterlik 'n week terug klaar gemaak. Ons het 'n 5 weke shoot gehad en dit is die kortfilm wat bietjie verleng is, die storie is bietjie uitgebrei. En ek sien ongelooflik baie uit vir dit gaan ongelooflik snaaks wees. Dis die eerste van sy soort in Suid-Afrika. Is baie aksie, baie shootout scenes, baie chase scenes. Dis net dis lekker om deel te wees van iets wat nog gedoen is nie. En like krediet aan Benny Fourie wat die teks skryf. Ek dink vir my om deel te wees van sy goed is awesome. Awesome. Bouwer, ek het nou so laaste, ons noem dit die vat eerder 6 vrae. Nice. Okay, so sal jy eerder? Ek gaan 2 woorde sê en moet jy sê. Okay. Sal jy eerder X Factor of Idols? X Factor. Pokémon of Dragon Ball Z? Pokémon. Tomato. Pepstores of Jet? Pepstores is amazing. Burger of pizza? Burger. En dan drama of sing? Dis 'n moeilike eentjie. Sing. Ja. Sing. Ja. Eerder sing. Ja.